Hier by Jesus se tuingraf in Jerusalem, lees ek vir ons Romeine 6 vers 4. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus deur die heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Die tuingraf van Jesus het stil geword daardie Vrydag aand. 'n Groot klip is voorgerol, die teken dat alles verby was. Jesus se disippels het besef, alles is klaar. Hulle donkerste oomblik het aangebreek. Hoop is verby. Maar op die 3de dag het hierdie leë graf die keerpunt geword in die mensgeskiedenis. Toe die vroue vroeg die Sondagoggend daarheen gekom het hulle nie Jesus se liggaam gekry nie, maar net 'n leë graf. Dit was die grootste getuienis dat die dood nie die laaste sê het nie. Paulus herinner ons in Romeine 6 dat ons deur die doop saam met Jesus in sy dood begrawe is. Dit beteken dat die ou mens, die deel van my wat vasgevang is in sonde en skuld en hopeloosheid, agtergelaat word. Net soos die klip by die graf weggerol is, word ons ook bevry van die sonde wat ons vasgehou het. Maar die evangelie eindig nie by die begrafnis nie. Die opstanding van Jesus maak dit moontlik dat ons in 'n nuwe lewe kan wandel. Sy opstanding is nie net 'n historiese feit nie, dit is 'n lewende werklikheid. In elke dag, waar die tuingraf leeg staan, is ons harte vandag vol hoop. Jesaja 43 vers 18, maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. As ons in ons eie lewe terugdink, soms aan daai sonde of die tye van teleurstelling, of plekke van verlies, voordat ons nog Jesus geken het, dan moet ons onthou, ek en jy het saam met hom gesterf, en ons is saam met hom opgewek. Ons identiteit lê nie in ons verlede nie, maar in die nuwe lewe wat hy vir ons gegee het. Die tuingraf roep ons om op te staan uit alles wat dood is, en om te wandel in die lig van sy oorwinning.